Uit die woord van die Here gaan ons vanoggend lees Romeine 8 vers 9 tot 20. Wat dan? Is ons beter daarin toe? Hoegenaamd nie. Want ons het reeds tevore Jode, sowel as Grieke daarvan aangekla, dat almal onder die sonde is. Soos daar geskryf staan. Dan is dit 'n aanhaling uit Psalm 14 en Psalm 53. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, die gif van adders is op hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is op hulle paaie, en 'n pad van vrede ken hulle nie. In hulle oë is daar geen vrees vir God nie. Ons weet dat alles wat die wet sê, gerig is op diegene wat onder die wet staan, sodat elke mond die swye opgelê kan word en die hele wêreld voor God moet verantwoord. Daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor hom geregverdig word nie. Want juis deur die wet ken ons die sonde. Die voorskoolse kinders kan nou na hulle lokaal toe beweeg. Ons fokus met die oog op die preek is hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, Romeine 9 tot 20, saam met die Heidelbergse Katekismes Sondag 3. Kom ons kyk na die Heidelbergse Katekismes Sondag 3, vraag 6. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Die antwoord nee. God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Vraag 7, waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Die antwoord van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Vraag 8, is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is? Die antwoord is ja, behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. Ons tema is, hoe ver het die mens nie geval nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar word vertel van 'n koning wat deur die jare 'n baie groot koninkryk opgebou het. En hierdie koning was vol van homself, weens al sy prestasies. Hy het nogal graag gespog oor wat hy reg gekry het. En op 'n dag het hy op sy paleis se dak geloop. Toe kyk hy so na sy hoofstad, en hy spog daaroor en hy sê, deur my groot mag het ek hiervan 'n koningsstad gemaak, tot my eer en roem. Sy woorde was nog nie koud nie, toe daar 'n stem uit die hemel gekom het,
wat vir hom gesê het dat hy van sy koningskap onthef gaan word en dat hy uit die menslike samelewing uitgestoot sal word en saam met die wilde diere sal lewe en gras sal eet soos beeste. En dit het ook toe so gebeur, soos die stem uit die hemel vir hom gesê het. Hy is uit die samelewing uitgestoot en hy moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak. Sy hare het so lank geword soos die vere van 'n arend en sy naels so lank geword soos die van 'n voël. Nou as ek vir jou nou klink of jy hierdie verhaal al van tevore gehoor het, is jy reg. Julle almal moes hom al gehoor het. Dit is die verhaal van koning Nebukadneser, van wie ons in die boek Daniël lees. Ek het net so 'n stukkie van die verhaal vertel. Byvoorbeeld nie vertel van die droom wat Nebukadneser hieroor gehad het, en hoe Daniël die droom vir hom uitgelê het nie. Die stukkie van die verhaal wat ek vertel het, is maar net die stukkie van die verhaal waar Nebukadneser verneder is. Hy is later weer in sy posisie herstel en dan toe aan God erkenning daarvoor gee, maar hier die magtige koning Nebukadneser wat hard aarde toe gekom het. Hy het ver geval. Nou die rede hoekom ek hierdie deel van die verhaal vertel het, is omdat dit eintlik iets beskryf van hoe ver die mens weens die sonde geval het. Net soos Nebukadneser was die mens in aansien. Net soos Nebukadneser het die mens sy aansien verloor. Kom ons kyk heel eers na die aansien wat die mens gehad het. In Genesis 1, vers 26 tot 28 staan daar, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. So die mens is geskape as die kroon van die skepping. Die hele skepping is aan die mens gegee om daaroor te heers. En in die proses is die mens geskape as die beeld van God. As die mens aan 'n afbeelding dink, gaan dink aan 'n spieël. As jy jouself in 'n spieël kyk, sê daai spieël presies hoe jy lyk. So die mens moes 'n spieëlbeeld wees van God. God, wie God is, afbeeld in hierdie wêreld. Hoor wat sê Psalm 8 vers 4 tot 9 hieroor. Dis die Psalm wat ons net nou gesing het. Wanneer ek na die hemelruim kyk, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? 'n mensekind dat U aan hom aandag skenk. U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak. U het hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles onder sy voete gestel. Al die klein vee en beeste, selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see wat verbytrek op hulle roetes deur die oseane. Hoor bietjie wat bely ons. Dis wat ons glo, dis ons oortuiging as gereformeerde kerk. En ons bely dit in die Nederlandse geloofsbelijdenis is artikel 14. Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het.
God het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm. Dit wil sê goed, regverdig en heilig. So het hy met sy wil en alles met die wil van God kon ooreenstem. Ook die Duitse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, daar staan wonderlike dinge wat ons hieroor glo en bely. Daar staan die mens is van die begin af na die beeld van God geskep. Verstandelik, dit wil sê met sy verstand was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy Skepper en van geestelike sake. In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus. Sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig. Maar kom ons kyk nou tweedens na hoe die mens sy aansien verloor het. Daar's verskillende tekste wat dit beskryf in die Bybel. Genesis 3 vertel eintlik die verhaal van die sondeval waar alles begin het. Maar ek gaan nou maar net volstaan, nie met al die tekste in die Bybel nie, maar met dit wat ons in ons belydenis sê, wat ons glo en bely. Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 14. Maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie, en sy uitnemendheid nie besef nie. Hy het homself egter deur na die woord van die duiwel te luister, willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp. Hy het immers die gebod van die lewe wat hy ontvang het oortree en homself deur die sonde losgeskeur van God wat sy ware lewe was. So het hy sy hele natuur verderf en daarmee die liggaamlike en geestelike dood verdien. Hy deurdat hy in al sy doen en late goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy voortreffelike gawes wat hy van God ontvang het verloor. En hy het niks daarvan oorgehou nie, as slegs klein oorblyfsels, wat egter genoegsaam is om hom van alle verontskuldiging te ontneem. Die mens het al die wonderlike dinge wat hy ontvang het, verloor deur die sondeval. Duitse leerreëls hoofstuk 3 en 4, daar glo en bely ons, maar deur die ingewing van die duiwel, en uit sy eie vrye wil, het hy hom van God losgeskeur en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. En daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself die volgende dinge gebring: blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van sy verstandelike oordeel, boosheid, rebellie, hardheid van sy wil en sy hart, sowel as onsuiverheid van sy hele gesindheid. Die mens het ver geval. Dis waaroor dit ook in die preek dan gaan. Die mens het ver geval. Hy het die aansien en die heerlikheid wat hy as die kroon van God se skepping gehad het, verloor. Dit is hoekom dit in ons aard is om God en ons naaste te haat. Ons bely het ons in Sondag 2, ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Dit is hoekom ons so sukkel met sonde. Dit is hoekom ons dit nie reg kry om nie sonde te doen nie. Verlede week toe ons Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismes behandel het ons juis hierby stil gestaan. Sondag 3 begin nou met die vraag: het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Is dit God se skuld dat dit in ons natuur is om hom en ons naaste te haat? Het hy ons so gemaak? Die antwoord is nee. God het ons nie so gemaak nie. God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken
in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Maar as God ons dan nie so gemaak het nie, waar kom dit vandaan? Waar kom dit vandaan dat ons so sleg en vol sonde is? Dis die volgende vraag in die Heidelbergse Katekismes Sondag 6, vraag en antwoord 7. Waar kom hierdie verdorwe aard van die mens dan vandaan? En die antwoord is, van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Ons word almal gebore met hierdie natuur, hierdie aard, om God en ons naaste te haat. Ek het verlede week gevra, beteken dit dat ons nou gedoem is? Beteken dit ons is nou eenvoudig so, dit is wie ons is? Ons is in hierdie slegte toestand van sonde? Ons moet nou maar die beste daarvan maak. Dis die volgende vraag van Sondag 3 van die Heidelbergse Katekismes. Vraag en antwoord 8. Die vraag is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? En as die antwoord ja. Ja, ons is so sleg, dat ons niks goeds kan doen nie. Maar die antwoord stop nie daar nie. Dan staan ja, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. As ons deur die Gees van God weergebore word, is ons nie meer in hierdie slegte toestand van sleg wees en vol sonde wees. En dit is die goeie nuus van die evangelie. Dit is die boodskap van verlossing en genade wat ons vir die wêreld het om te gee. Want ons almal sukkel met sonde, die wêreld sukkel daarmee. Dis hoekom die wêreld so donker is soos wat dit is, dis hoekom dinge so verkeerd is soos wat dit is. Maar ons het hierdie stukkie goeie nuus, nie hierdie stukkie goeie nuus nie, hierdie groot boodskap van goeie nuus. God het 'n antwoord gegee. Hy verlos ons uit hierdie slegte toestand van sleg wees en vol sonde wees. God het uitkoms gebring vir die mens wat so ver en diep geval het. Hy het uitkoms gebring deurdat sy seun na hierdie wêreld gekom het, ons Here Jesus Christus, om aan die kruis te sterf en al die geslegte gevolge van ons sonde weg te neem, dat ons skuldig was voor God, dat ons verdien het om gestraf te word, al daai goeie tyd weggeneem deurdat hy het in ons plek deurgemaak het. Hy het ons skoon gemaak en hy gee aan ons die Heilige Gees wat in ons harte kom woon en van ons nuwe mense maak deur die weergeboorte van die Heilige Gees. Kry ons terug wat ons verloor het. Hoewel nog nie volkome nie, maar in beginsel reeds. Kom ek raak 'n bietjie meer prakties en spel 'n paar implikasies vir uit, of nie miskien heeltemal uitspel nie, want party van die goed het nie regtig antwoord nie, maar om dit sommer net te noem en te bespreek. Ons glo dat God elkeen van ons uniek gemaak het. Ek is deur God geskape, jy is deur God geskape met unieke eienskappe. Aan die een het hy hierdie eienskappe gegee, aan die ander het hy daardie eienskappe gegee. So mens wil sê wie ek is hoe God my geskaap het. Nou ja, in 'n sekere sin is dit waar. Maar in 'n sekere sin is dit nie waar nie. Want my sondige aard waarmee ek gebore is nie hoe God ons geskaap het nie. Hy het ons goed en volmaak geskape.
Daai verkeerde dinge waarmee jy gebore is, jou sonde, is die mens se skuld. Dis nie hoe God die mens geskaap het nie. Partykeer sê mense, dit is hoe God my gemaak het. Ek kan nie help nie, dis hoe ek is. Dis halfpad waar, ja, jou eienskappe, jou lengte en jou kleure van jou hare, jou oë en so aan, eienskappe is deur God gegee, maar nie die sondige deel, wat deel is van ons menswees nie. Die deel van wie ek is die gevolg van die sondeval. Die sondige aard is nie God se skuld nie. Dis nie hoe God my gemaak het nie. Dit is deel van die sondeval. En nou die paar moeilike vrae. As iemand met gebreke gebore word, is dit hoe God daai persoon gemaak het? Of is dit die gevolge van die sondeval? Sal daar gebreke gewees het, as Adam en Eva nie die sonde gedoen het wat hulle gedoen het nie? Ek moet eerlik sê, dis 'n vraag om oor te dink, was nie asof ek die antwoorde daarop 100% het nie. As daar 'n genetiese fout insluit by iemand, of enige ander fout dat 'n gebreklike baba gebore is, 'n verstandelik gestremde baba, 'n Siamese tweeling, twee wie se koppe aan mekaar is. Iemand wat tweeslagtig gebore word met manlike en vroulike geslagsorgane. Hoeveel hiervan is die gevolg van die sondeval? Of is dit dat God so 'n persoon so uniek geskaap het? Ek het nie die antwoord hierop nie, maar die punt is, ons moenie die gevolge van die sondeval aan God toeskryf nie. Hy het die mens volmaak geskape, met eer en heerlikheid gekroon, vol aansien. Ons het verloor weens die sondeval, en dis waar al die verkeerde dinge in die wêreld gekom het, en al die pyn, en die hartseer, en stikkende verhoudinge, en siekte en dood. Dis nie hoe God die mens geskaap het, dis die gevolge van die sondeval. Maar die goeie nuus is, te midde van die gebrokenheid van hierdie wêreld, het God sy seun gestuur om te kom regmaak wat sonde hier geskend het. So die antwoord wat ek op hierdie vraag van net nou gee, wat 'n antwoord jy ook al vir jou bepaal, dis die antwoord. Verander niks aan die goeie nuus van die evangelie en die troos van die Heidelbergse Katekismes nie. Dat God elkeen wat in hom glo gered het. Dat ek 'n lewe en 'n sterwe nie aan myself nie, maar my getroue saligmaker, Jesus Christus behoort. Al het ek watter gebrek ook al, of dit nou deur God so beskik of geskape is, en of dit die gevolg van die sondeval is, behoort aan my getroue saligmaker, Jesus Christus. Wie ek ook al was, weens die sondeval, God het aan my 'n nuwe identiteit gegee. God het aan jou 'n nuwe identiteit gegee. Jy is nou kind van God. Jy is 'n tempel van die Here, die huis van die Here, waar binne in hy woon deur sy Heilige Gees. Jy is 'n geheiligde, geregverdig deur die bloed van Christus, 'n nuwe mens. Wie ek is, hang nie af van hoe ek gebore is nie, maar van wat God van my gemaak het, deur die vernuwende werk, deur sy Heilige Gees, wat hy werk in elkeen wat glo. Deur sy Gees bevry hy my van my sondige aard. Hy laat my nuut lewe. Mense sê soms, God het my lief net soos ek is, of
God het my lief, net soos ek is, want dit is hoe hy my geskaap het. Ek glo dat dit beter is om te sê, God het my lief, ondanks wie ek is. Die deel van wie ek is, my sondige aard, is nie hoe God my geskaap het nie. Hoe ek is, deel daarvan is weens die sonde, nie hoe God aanvanklik die mens gemaak het nie. Maar God het ons lief ondanks dit. Sê, hoe jy ook al is, met al jou gebreke, al jou tekortkominge, dit bepaal nie God se liefde nie. God se liefde is iets in homself, wat hy gee vir sondaar mense, ondanks wie hulle is. Dis die wonder van sy genade. As God my moes lief gehad het, soos ek is, sou hy my nooit lief gehad het nie. Maar hy het my lief gehad op grond van sy besluit om my lief te hê. En dan verander hy my, maak my nuut, hy bevry my van my sondige aard, sodat my sondige aard nie meer my lewe beheers nie, maar sy gees in my lewe beheers. Hy bevry ons wel van die mag wat ons sondige aard op ons het. Maar ons sondige aard bestaan nog. 'n Mens kan dit so sê, daar in die Nederlandse geloofsbelijdenis word daar gesê, ons het al die goeie dinge wat ons gehad het verloor, behalwe slegs klein oorblyfsels. Daar's bietjie oorblyfsels van die goeie wat nog in ons oorgebly. As ons weer gebore word ons herstel, maar daar bly nog oorblyfsels. Kom ek sê so, ons sit nog met die lijk van ons sondige aard wat wel dood is. En ons raak nie heeltemal daarvan ontslaan nie. Ons lewe nog in 'n sondige, onvolmaakte wêreld. En dit bring worsing en stryd. Ons goeie soms nog toe. Ons struikel baie kere. En in die proses is baie dinge nog nie vir ons duidelik nie. Daar's dinge wat vir ons verborge is. En dinge wat ons nie altyd verstaan nie. Te midde hiervan moet ons onder God se leiding ons pad vind. En God is nie ongenaakbaar nie. God is nie ongenaakbaar nie. Hy bly lief vir ons, selfs al sukkel ons op die pad. En as alles nie altyd so klinkklaar duidelik vir ons nie. Hy bly ons God, aan wie ons in lewe en in dood behoort. Amen.